Exodus 14 vanaf vers 10. Toe die Vader nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê: "Is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy aan ons gedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek? Ons het jou mos in Egipte gesê, om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom." Maar Moses het die volk geantwoord: "Moenie bang wees nie, staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg." Toe het die Israeliete vir Moses gesê: "Waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek, en jy lig jou kierie op en steek jou hand uit oor die see, uit die kloof, en jy lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit, en kloof dit oop, so die Israeliete op droë grond kan deurtrek. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die Farao en sy hele leer, strijdwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die Farao, sy strijdwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is." Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif. Tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur hierdie twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droog grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die Farao se perde, strijdwaans en bemanning is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en die wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strijdwaans laat afval, sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars: "Ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte." Maar die Here het vir Moses gesê: "Steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strijdwaans en bemanning kan stroom." Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Ons lees dan net tot sover hierdie welbekende gedeelte van die Israeliete wat dan uit Egipte bevry is, uit die plek van slawerny, soos die 10 gebooie ook begin. En ons kom nou agter dat hulle hier voor die Rietsee te staan kom. En van die vreugde van bevryding kan ons dink hoe hulle daar uit Egipte land uitgehuppel het, met 'n huppel in hulle stap as hulle daar uit Egipte land uit, en nou word hulle gekonfronteer met die Rietsee. En ons as mens ook, ons deel ook graag in mekaar se vreugdes en blydskap, maar dan kom ons agter, dis soms van korte duur, die blydskap word oorweldig deur die vrees wat die Israeliete dan ervaar. En wanneer hulle dan hier uit Egipte uitkom, dan is dit so maklik dat vrees ook maklik ons geluk insluk. Soos wat hy die blydskap van die Israeliete ingesluk het.
Hulle is bly om uit te kom, ek hoef nie meer vir die farao te werk nie, daar's nie lang werksure nie, ek hoef nie vir die strooi te gaan soek om bakstene mee te maak nie, ons is vry, ons staan nie meer onder die heerskappy van die farao nie. En daardie vreugde en blydskap was maar net vir daardie kort rukkie, en dan kom die vrees van die Rooi See, en dan vervang die vrees eintlik die opgewondenheid en die blydskap. Hulle kom nou net uit die 10 plaae uit. Hulle kon nou net gesien het God se almag, God se groot werke, waartoe God in staat is. En voor die see kom hulle tot stand en sê, maar Moses, hoekom het jy ons uitgelei? Is daar nou nie genoeg begrafplase en grafte in Egipte om ons daar te laat sterwe nie? En dit bring ons by hierdie geesdrift dat ons nie altyd kan verstaan dat hoekom twyfel ons so gou? Hoekom raak ons dan so gou bang? Weet ons nie wie God is nie? Weet ons nie waartoe God in staat is nie? En hierdie patroon herhaal homself, want hulle gaan Israeliete deur die Rooi See droogsvoet. Miriam skryf hierdie wonderlike lied wat ons laas jaar op Vroue Maand oor gepraat het, en die vrouens dans en gaan te kere, en dan kom hulle by Mara, en dan is die water bitter. En dan sê hulle, Moses, ons het nie water en ons het nie kos nie, en dan gee God weer vir hulle die manna en die water en die kwartels en al hierdie dinge. En ek wonder, vergeet ons van God, of vergeet ons waartoe God in staat is? Want voor hulle is die see, die Rietsee onbegaanbaar, en die woestyn is onbewoonbaar, en agter hulle is Farao wat nie gaan verander nie, hy is onveranderlik. So dan sit ons met hierdie 3 elemente wat voor die Israeliete waarmee hulle gekonfronteer word, die Rietsee wat onbegaanbaar is, die woestyn wat onbewoonbaar is, en Farao wat onkeerbaar is, hy gaan nie verander nie. En miskien ervaar en beleef ons ook hierdie gevoel en beleef ons. Jakob, kan net vra dat die themaprent opkom en hierdie een heel laaste opkom asseblief. Ek sien nou eers, ja. Dankie. So, nou kom ons agter dat ons ook in hierdie situasie is. Dat ons ook miskien voel, maar hier kan ek nie deur nie, soos die kindertjies nie deur die lat kon beweeg nie. In hierdie gedeelte tussen die banke en die preekstoel, ek kan nie hier bly nie, en dan agter my is hierdie gevaar. En dan blameer ek vir Moses soos ons vir God blameer, wanneer ons dan in hierdie situasie is. En dis die realiteit. Oorwinnings van die lewe word soms vervang met vrees, met depressiwiteit. En dan gaan ons na Elias toe, en hy het hierdie wonderlike oorwinning behaal oor die Baal-profete op die berg Karmel, en 'n paar dae later kry ons hom onder die besembos. Ook die oorwinning behaal, die Israeliete het ook die oorwinning, die redding, die vryding behaal uit Egipte land uit, maar dan word hulle gekonfronteer met die Rietsee, en dan twyfel hulle aan God, dan vergeet hulle wie God is. En dan kom Moses met hierdie wonderlike gedeelte in Eksodus 14 vers 14, waar hy sê in hierdie situasie waar jy sit van onbegaanbaar, onbewoonbaar, onomkeerbaar, kom God en hy sê, bly kalm, ek sal vir jou veg. En dan gaan ons van Moses in Eksodus gedeelte, en dit is my altyd so opgewonde maak, na Micha toe, een van die klein profeetjies. En as ons lees in Micha, daarvan hoofstuk 7 vers 1 tot 6, dan gaan dit ook nie baie goed met die volk nie. Daar's nie 'n regverdige man nie, kinders is verdeel, almal is onkoopbaar, met ander woorde, daar's korrupsie, daar's geen regverdige mens meer nie. Selfs die beste mense word beskou in vers 4 as dorings wat seer maak, word hierdie mense beskou. En dan kom Elia, Micha, en hy sê vir ons, maar ek sal op die Here wag. Ek sal wag dat die Here vir my red. En hoe wonderlik is dit dat Micha en Moses ook van wag op die Here, en wag dat die Here my sal red, dat ek nie 'n plan sal maak om dalk te begin veg of laar opslaan of 'n plan maak om deur die see te gaan nie, maar dat ek net sal wag. En dan kom ons agter in hierdie wagperiode waar die Here my sal red, dat hy die een is in die brandende bos wat daai tyd met my gepraat het,
met Moses gepraat het, dat hy die een is wat saam met my in die ontmoetings met Farao was, die mense wat dalk in gesag is, dat hy die een is wat tydens die plaag daar teenwoordig was, dat hy die een is wat die Israeliete van die dood bewaar het, nie wat die lam se bloed dan aan die deurkusyn vasgesit. Dan kom ons agter, maar hierdie God van die 10 plaag en al die ontmoetings en die een wat ek ken, is die een wat nou my gaan bystaan en help. En dan moet ons besef, om te glo is nie altyd om te weet wat God gaan doen nie. Om te glo is om te weet wie God is. Ek wil nie alles weet wat God gaan doen nie, want dan wat help ek glo? Hoe verduidelik ek dan geloof? So geloof is nie om altyd te weet wat God gaan doen nie, want ek vertrou hom, omdat ek weet wie God is. En wat vir my so opgewonde maak in hierdie gedeelte is, wanneer ons kyk na die see, dan moet ons ook kyk na die simboliese betekenis van die see vir die Israeliet. Ons gaan terug na Genesis 1 vers 2 toe. Die aarde was woes, leeg, onbewoonbaar, maar die see was daar gewees en die Gees en hulle het oor die waters gesweef, staan daar vir ons. So die see was vir die Israeliete volgens die vertaling 'n plek van chaos gewees, 'n plek van deurmekaarheid. En dan gaan ons verder en ons sê in Psalm 74 en Jesaja 27 is die see vir die Israeliete die plek waar die monsters woon, daar waar die dood is. En dan gaan ons nog verder in Psalm 69 waar ons sê, dis 'n gevaarlike plek, is onvoorspelbaar, die dinge kan maklik verander op see. So wanneer ons kyk na Israeliete en hy sien die Rooi See, dan sien hy chaos, hy sien daar's dalk monsters hier binne in hierdie see, en hy sien dit kan nou binnekort rukkie kan die see verander, hierdie gladde oppervlakte soos 'n spieël kan verander in 'n storm. Dis wat die Israeliete sien by die Rietsee. Dit het my bietjie die verhaal anders laat sien. En nou die wonderlike is die simboliese van die see in die Nuwe Testament. Waar die Israeliete die chaos, die monsters en die onvoorspelbaarheid sien, kom ons in aanraking met 'n Jesus wat op die water loop. Ons kom in aanraking met 'n Jesus wat die storm stil maak en die branders laat bedaar, maar die Israeliete sien dit as iets wat ek nie kan weergaan nie. Israeliete sien dit as chaos, as monsters en onvoorspelbaarheid. Maar in daai onvoorspelbaarheid en alles wat hulle by die Rietsee ervaar, lees ons in die Nuwe Testament, maar my Jesus loop op daai water. Hy bring die orde, hy bring die vrede. Daar is nie monsters nie, daar is nie onvoorspelbaarheid, hy bly net getrou aan sy woord. En as ons nog sukkel om dit te verstaan, dan vat ek julle na Openbaring 21 vers 1, waar daar sê, daar sal nie meer 'n see wees nie, daar sal nie meer 'n oseaan wees nie, afhangende van watter vertaling jy lees. Dit beteken nie die see gaan opdroog nie, daar gaan nie meer see wees nie. Dit beteken nie die chaos en die monsters en die onvoorspelbaarheid van die see wat die mense gedreig het, sal nie meer die koninkryk van God bedreig nie. Daar sal nie meer dit wees in die koninkryk van die Here nie. Die see wat ons gevrees het, die see wat die Israeliete vrees, dit bestaan nie meer in die nuwe koninkryk nie. En is dit nie mooi nie? Waar ons dink ons word gekonfronteer met hierdie onvoorspelbaarheid, onbewoonbaarheid, onomkeerbaarheid, kom ons en ons hoor vanoggend, maar die Here loop op dit. Dis onder sy voete, hy is in beheer daarvan. Hy het dit oopgemaak. Hy laat die storms bedaar en hy selfs in staat om op hierdie see te loop. Die Israeliete sien die see as 'n simbool van chaos, wanorde, monsters, gevaar en die dood. Maar in hierdie onbegaanbare, onbewoonbare en onkeerbare situasie maak God 'n pad van verlossing. Die doodloopstraat vir die mens raak 'n plek van bevryding vir God, waar ons dan sy almag en sy heerlikheid kan sien. Amen.
Jaco, jy kan nou vir my die skyfie opsit asseblief. Hier is so baie kort opsomming van die raakpunte binne die boodskap vanoggend. En ek wil hê jy moet net so 'n bietjie daarna kyk. Wat het jy gelees? Wat het jy gehoor? Wat het jy agtergekom rondom jouself, oor God, oor situasies? Want baie keer, en iemand het dit ook onder my aandag gebring, dan luister ons na die boodskap, en aan die einde is dit amen, kom ons sing ons slotlied en die seën, dan gaan ons. Maar nooit is daar miskien in die diens net 'n oomblik vir refleksie, net 'n oomblik vir stil word, net 'n oomblik vir weer dink, weer onthou. So ek gaan so 'n rukkie gee dat iemand kyk na daardie raakpunte, en dan sal ek afsluit met gebed, en gevolg deur ons slotlied en seën. Hemelse Vader, ons is ook gekonfronteer soos die twee vroue wat ons vroeg in ons ontmoeting hier met mekaar van gehoor het, om U wil te doen, om te doen wat reg is in die oë van die Here. Hulle het dit gedoen, Here, wat reg is in U oë. Die Israeliete is gekonfronteer deur die Rietsee, Here, hulle begin kla en verlang na die ou lewe toe. En hulle het U heeltemal misgekyk. Hulle het vergeet van U, Here. Daarom vra ons dat ons nie van U sal vergeet nie, ook nie van U weldade nie, ook nie soos ons gesing het, dat al die wilde aan U gebring moet word nie, Here. Mag U ons vandag weer herinner aan wie U is, en al lyk dinge vir ons onbegaanbaar, onbewoonbaar, onomkeerbaar, weet ons, Here, U werk en U bring vir ons vrede, U bring vir ons die redding, U bring vir ons bevryding. Mag ons dan vandag en die dae wat volg ook wag op die Here, en mag ons ook wag op U redding van hierdie aardse lewe. Amen.